Ons het laaste keer 'n bietjie gekuier oor die bruid en wat die woord sê, waar sy gaan sit, is op die troon, en toe het ek beloof dat ek gaan vir julle nog 'n skrifgie wys, wat dit bevestig, dat die bruid op die troon gaan sit, saam met Jesus Christus. Nou ja, ons gaan die woord lees vandag, soos wat ons geleer word in reg in die begin, in Jesaja al, het Jesaja geprofeteer, hy sê, en dit is God wat dit vir hom sê, hy moet dit sê, hy sê, vir wie wil ek kennis leer, vir wie wil ek die openbaring verstaanbaar maak, vir hulle wat gespeen is van die moederborste, en van die melk. Hy sê, dit is reël op reël, reël op reël, gebod op gebod, gebod op gebod, hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, en dis presies hoe ons die woord studeer. Ons gaan hier 'n bietjie, daar 'n bietjie, gebod op gebod, reël op reël doen, en dan daar lê die verborgenhede in. En dan natuurlik het ons gesien dat die gelykenisse is die poorte van daardie nuwe Jerusalem, van die afbeeldsel en skadu van die bruid. So, ons gaan nou 'n bietjie kyk. So ek gaan weer eens skrifte lees, want dis die skrif, dis die woord wat die waarheid is, nie wat ek sê nie, maar ons kyk wat die woord sê. So, ek het 'n heading hier gesit, sit saam met Jesus op sy troon. Nou wil jy graag saam met Jesus op sy troon sit? Ek wil, en daarom wil ek kyk wat die woord van die Here vir my sê, wat ek moet doen om saam met hom op sy troon eendag te sit. En dit sal wees as bruid. Nou ja, daar's voorwaardes. Daar's 'n klomp voorwaardes, regtig, daar's 'n baie klomp voorwaardes wat jy moet nakom om saam met hom op sy troon te sit. Kom ons lees hierdie, nee wag, laat ek eers dink, ek wou vir julle sê wat dit is, wat ek nou net sommer aan dink, jy moet jouself haat. Nou kan jy sê, ja, hoe kan ek myself haat? Die Bybel sê ek mag nie haat nie. Maar ons lees dit in Openbaring, ekskuus tog nie Openbaring nie, Lukas 14 vers 26, sê, jy kan nie my disipel wees as jy nie jou vader, jou moeder, jou broer, jou suster, jou kinders, ja, ook selfs jou eie lewe haat nie. Maar daai haat in die Grieks is misio, wat eintlik beteken, in hierdie konteks, beteken dit minder lief te hê. So, jy moet jouself minder lief hê. Jy moet jouself misio, jy moet jouself haat, minder lief hê, as wat jy Jesus Christus het. Nou ja, dit is al klaar 'n verskriklike moeilike saak, om alles minder lief te hê, as wat jy Jesus het. Maar, dit is deel van die woord. Nou ja, dan het ons ook verlede keer gelees, dat die koninkryk van die hemel is soos 'n parel. 'n parel wat 'n koopman soek. Nou ja, ons moet dit soek. Dit is deel van om bruid te wees, die koninkryk van die hemel, en onthou ek het gesê, die koninkryk van die hemel en die koninkryk van God is nie dieselfde nie. En ons sal eendag, as die Here dit toelaat, gaan ons 'n bietjie ook daarna kyk in die woord van die Here, die verskil tussen die koninkryk van God en die koninkryk van die hemel. Maar in elk geval, in hierdie geval sê hy, die koninkryk van die hemel is soos 'n parel wat verborge is. So ons moet daai parel soek, ons moet hom soek. En dan die ander ene is 'n verborgenhede. Jy moet 'n disipel wees om die verborgenhede geopenbaar te kry. Nou ja, met ander woorde, jy moet alles minder lief hê. Dit is verskriklik belangrik. Maar kom, ek wil graag vir julle lees. En een wat ek nog vergeet het is, ons moet kennis van die woord hê. Want hoe kan jy bruid wees? Hoe kan jy die lieveling van jou siel tevrede stel? Hoe kan jy verwag hy moet behaag in jou hê, as jy nie weet wie hy is nie? Ja, jy weet, hy is die lam van God, hy het gesterf vir jou, maar as jy hom nie ken nie, as jy nie weet waarvan hou hy nie, en dit kan ons alleen weet, deur kennis in die woord. Nou ja, ons weet, Hosea 4 vers 6 lees, my volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis, en almal weet dit. Meeste
kinders van die Here weet, my volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis, maar hulle doen niks daaraan nie. Maar kom ons kyk die B-gedeelte van daai versie, nie 'n ander versie nie, die res van daai versie, my volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis. Hy sê, en omdat jy my kennis vergeet, omdat jy my kennis verwerp het. Ja, ek kan nie alles so lekker onthou nie, ek word oud. Omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Wow! Nou die kennis is die kennis van die woord van God. As jy die kennis verwerp, sal God jou verwerp. En nou gaan hy aan. En jy sal nie vir my die priester aanbedien nie. Nou kan jy wonder, maar ek is nie 'n priester nie, waarom moet ek die priester aanbedien? Maar ons lees in 1 Korintiërs 3, daarvan vers 12 wat Paulus skryf, en dan sê hy ook, weet julle nie dat julle die tempel van die Heilige Gees is, van God is nie, en waar die Gees van God wil inwoon nie? Weet jy nie dat jy en ek die tempel is van die Heilige Gees? Nou 'n tempel moet 'n priester in hê. Jy moet beheer kan hê, jy moet die priesteramp kan bedien binne in jouself om offers aan God te bring, geestelik. Onthou dis geestelik. Ons gaan nie lammetjies slag nie. Geestelik moet jy offers bring. Hy sê, en jy sal nie vir my die priesteramp bedien nie. So jy sal nie beheer hê oor jou eie siel, gees en liggaam nie, as jy nie weet hoe dit gedoen moet word nie. En as jy sy kennis verwerp nie, met ander woorde, as jy die woord van God nie study, to show yourself approved, the workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. As jy dit nie doen nie, hoe kan jy verwag om te weet? Maar, ons loon die woord van God. Baie ander goed om te onthou is baie meer belangrik as die woord van God. En dan eindig daai versie deur om te sê, en omdat jy my wet vergeet het, sal ek jou kinders vergeet. Mensie, dis verskriklik. Mense, dis verskriklik. Dis vreeslik. Nou, dit kan jou geestelike kinders wees. Maar dit kan miskien ook jou fisiese kinders wees, jou bloedkinders. Maar geestelike kinders, vir die mense wat jy voor belydenis gedoen, of liewerster wat jy gehelp het om by God uit te kom, vir wie jy bedien het. God sal hulle vergeet. Hoekom? Omdat jy die wet vergeet het. Maar hierdie wet is nie die dekaloog of die Pentateug nie. Ons moet kyk na die nomos, die wet van die Nuwe Testament. Dit is God se insettinge, laat ek sê Jesus se insettinge en gebooie wat hy vir ons gegee het in die Nuwe Testament. As hy sê, as jy in my is en my woord is in jou, kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Wow, is 'n belofte. Maar saam met hierdie belofte kan jy vra net wat jy wil kry? Kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry? Maar hoor die voorwaarde. As jy in my is en my woord is in jou, die woord is so belangrik, ek kan nie meer klem lê daarop, dat die woord, die Bybel, dit wat instaan, die logos, is so belangrik dat jy dit lees, en dan bid dat God se gees dit rema moet maak, lewendig moet maak in jou nie. Goed, kom ons gaan verder, en ons kyk na Openbaring 3 vers 21. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Hoor mooi, as jy oorwin, dit is die voorwaarde. Dis die voorwaarde. As jy oorwin, as ek oorwin. Nou, ons moet iets oorwin. Wat moet ons oorwin? Nou, moet jouself oorwin. Jy moet jouself oorwin. Jy jouself is jou grootste vyand, sê die woord. Hy sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my op my troon te sit, soos wat ek saam met my Vader, soos wat ek oorwin het, en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.
So, hier is 'n versie wat sê, jy gaan op die troon sit. Dis die ene wat ek verlede keer vir julle genoem het. Nou kom ek gaan vir jou nou net sê, wat moet ons oorwin? Ek weet nie of ek dit verlede keer genoem het nie. Efesiërs 6 vers 12, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede is meervoud. Dis nie een nie, dis nie die duiwel alleen nie. Owerhede, teen magte, meervoud. Teen wêreldheersers, meer is een, meervoud. Van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste, meervoud in die lig. Dit is wat ons moet oorwin. Nou gaan ek so 'n hele paar versies lees, en dan gaan ons terugkom, en dan gaan ons weer kyk daarna. Maar ek wil hê julle, as julle miskien 'n Bybel het, lees dit saam met my, Openbaring 7 vanaf vers 9. Openbaring 7 vanaf vers 9. Ek gaan nou eers die hele, tot die einde van hierdie hoofstuk lees, dan gaan ons terugkom en na elke woord kyk, want die woorde is verskriklik belangrik. Hy sê hierso, na hierdie dinge het ek gesien, en kyk, daar was 'n groot menigte van, wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies, stamme, volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, dit was vir Johannes, onthou daar op die eiland, wat hy hierdie gesig gesien het. Nou toe sê hy, en toe het een van daardie ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? Want hy sien mos nou hierdie ontelbare skare wat voor die troon staan. En hy sê vir hom, my Heer, dis nou Johannes wat vir die ouderling sê, my Heer, u weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hul klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Vers 15. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Vers 16. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Nou, kom ons kyk weer na hierdie gedeeltes wat ek gelees het. Hier vanaf vers 9. En dan gaan ons na die woorde kyk. Ons gaan hierdie ding 'n bietjie uitmekaar uittrek. Jy weet, die woord van die God is soos 'n puzzle. Jy kry 'n puzzle stukkie. Dan kan jy 4 puzzles aan hom las. Maar as jy net die een stukkie het, dan kan jy nie regtig sien wat dit is nie. Maar dan las jy die boonste stukkie en jy las nog 'n stukkie en jy las nog 'n stukkie en jy las nog 'n stukkie. Dan is die prentjie al 'n bietjie groter, dan sien jy al 'n bietjie meer. Dan word daar meer vir jou geopenbaar wat hierdie totale prent is. En dan kan jy nog stukkies aanlas wat daar pas in. Dis belangrik, dit moet pas. En as dit pas, het jy nou 'n groter prentjie. Maar ek weet nie of ek en jy in ons lewe ooit die hele puzzle sal kan klaarbou en klaar sien nie. Maar kom ons kyk wat hy regtig sê hierso. Openbaring 7 vers 9.
Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie. Uit alle nasies, stamme, volke en tale. Sê vir my, 'n ontelbare skare, kan 'n mens dit tel? Hy sê, 'n ontelbare skare, dis soveel mense, jy kan dit nie tel nie. Jy kan dit nie tel nie. Maar die Bybel sê, min sal daar ingaan, baie gaan die maklike pad loop, baie gaan verlore gaan, maar min, bitter min, gaan dit maak. Met ander woorde, hierdie is nie die min nie, hierdie is die ontelbare skare wat daar was. Onthou toe hierdie gebeur het, was die rapture, die wegraping was al verby, as jy glo daarin, maar ek glo, want ek lees dit in die Bybel, die wegraping is verby, en die Here het alweer gekom, en hy, laat ons klaarmaak, jy gaan sien, hier is fantastiese wonderwerk, wonderlike dinge in hierdie stukkie. Hy sê, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam. Nou ek wil hê jy moet jou imagination gebruik, jou verbeelding, asseblief, gebruik net jou verbeelding, maak jou oë toe en sien wat ek vir jou lees. Hy sê, daardie ontelbare skare van alle nasies, stamme, volke en tale, hulle het gestaan voor die troon en voor die lam. Ons het gelees, die lam is op die troon. Ek het nou hier gesit, en ons sê hierdie is die troon, Nou waar het die skare gestaan? Voor die troon. Hier het 'n ontelbare skare gestaan voor die troon, en hulle het vir Jesus gesien sit, en hy is aan die regterhand van God die Vader, né? Dit sê die woord van die Here vir ons. So, die Vader en Jesus het hulle gesien, hier van voor die troon af. Goed, kom ons kyk verder. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God, wat op die troon sit, en aan die lam. So hierdie ouens is regtig nie geoordeel om hel toe te gaan nie, want hulle erken God hierso. Hulle is voor die troon, hulle aanbid hom, hulle buig, heil aan ons God, heil aan ons God. Vers 11, en al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, al wat ek hier kan sien, weet jy wat, hy sê die ouderlinge daar, en wat ons eendag vir ons gaan geopenbaar word, ons verstaan nie nou alles nie, maar hulle het gebarak. Jy weet, barak beteken, nou as die Bybel praat van, jy moet God aanbid, hulle het God aanbid, dan sê hy barak, en as jy gaan kyk die woord barak, wat dit beteken op jou knieë gaan, op jou knieë gaan. Wie van ek en jy gaan vandag nog gereeld op ons knieë om God te aanbid? Ek noem dit maar net. Dan in vers 12, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan ons God, tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, luister mooi, die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? Nou as jy gaan lees in Openbaring 19 vers 7, dan sê hy, wees bly, want die bruid het haarself reggemaak, en aan haar is gegee wit, fyn, rein linne, wat die regverdige dade is van die regverdige dade is. Dit is regverdige dade. So, dit is wat die bruid gaan aanhou, fyn, wit, rein linne, wat die regverdige dade van God is. So, hier sien ons hierdie mense, sê hulle het wit klere aangehad. Nou, as jy gaan kyk in die oorspronklike taal, dan sien jy daar's 'n verskil tussen hierdie wit klere en die wit, fyn, rein linne. So, dit is maar net nog 'n bewys dat daar is 'n verskil tussen hulle wat daar staan en die bruid. Want onthou, ons het gelees, die bruid sit op die troon. Nou, ek gaan vir julle wys dat die Bybel dit baie mooi duidelik sê. En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit, ja, dat hulle kom uit die verdrukking en deur die bloed,
Daarom sê hy, is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag. Hoor mooi wat hy sê. Daarom is hulle voor die troon en hulle dien hom dag en nag. Want hulle is deur die verdrukking. Nou die verdrukking is 'n deel van die 7 moeilike jare. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Dan gaan hy aan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want hulle is nou by God. Hulle is by God. Hulle is gered, hulle het die ewige lewe. Onthou, dis nou geestelik hierdie. Vers 17, hoor mooi wat hy sê, ek gaan dit stadig lees, julle moet dit sien. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. Hoor mooi, ek lees dit weer. Want die lam wat in die middel van die troon is. Nou die troon, waar sit Jesus? Die Bybel sê, hy's nou aan die regterhand van God die Vader. En toe die disippels hartseer was, toe hy weg, en toe sê hy, julle moet bly wees dat ek weggaan, want kyk, waar ek nou gaan, kan julle nie gaan nie, maar as ek kom ek om julle te kom haal, om julle ook te vat waar ek is. Dis nie almal wat gaan nie. Nou, hy sê, en die lam wat in die middel van die troon is. Nou kom, ek gaan nou net 'n voorstelling maak. Sê ek is die lam. Dis net 'n tipe nou. Waar sal God wees? Ek sit aan God se regterhand. So God sit hier en ek sit aan sy regterhand, want dit is in die middel. As jy hierdie deel sou wegneem, waar is dan die middel van die troon as dit net God en die lam was? Nee, daar's 'n middel. Daar's iets aan die linkerkant en daar's iets aan die regterkant. Die lam sit in die middel van die troon. God sit daar, want Jesus sit aan sy regterkant. Wie gaan hier sit? Wie gaan hier sit? Daai versie wat ons gelees het. As jy oorwin, Openbaring 3 vers 21, as jy oorwin, gaan jy saam met my op my troon sit, soos ek oorwin het en saam met my Vader op sy troon sit. Dis duidelik, julle. Dis duidelik. Die bruid gaan saam met hom op sy troon sit. Dan gaan hy aan en hy sê, en God sal alle trane van hulle oë afvee. Wie is hulle? Die ontelbare skare wat hier voor die troon staan, wat gaan sien wat daar gebeur. Hulle gaan sien wie sit langs Jesus. Hulle gaan sien, ek het iets gemis. As ek net my vlees gekruisig het, as ek net die woord 'n bietjie gestudie het, as ek net bietjie kennis opgedoen het oor hierdie saak, sou ek miskien ook daar kon sit. Maar nee, meeste van ons stel nie belang in die kennis van die woord van God, en om die woord te studie. Want Johannes 1, vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Alles het deur hom ontstaan, niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het nie. En hy is die lewe, en die lewe is die lig, in die duisternis het dit nie oorweldig nie. En dan gaan hy aan, vers 14 sê, en hy het vlees geword. Die woord wat in die begin was, het vlees geword en onder ons kom woon. Die woord, dis hierdie 66 boeke, dis die kandelare, daar die 66 knoppies wat God vir Moses gesê het, jy moet hom so maak, net soos ek jou wys, sodat ek en jy kan weet. Niemand het dit geweet, toe hulle die Bybelse boeke bymekaar gesit het nie. Niemand het geweet nie. It's not by chance. God is groot. God is so wonderbaarlik. As jy net hierdie goed lees en jy sien dit en jy verstaan dit,
Jy verstaan het, dit word vir jou rema. Dan raak jy excited, dan wil jy spring, jy wil hardloop, jy wil dans. Kandelare, 'n tipe van die Bybel, van die kennis. Ai mensies, nou wil ek vir julle nog ietsie wys. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag. Dag en nag. Hulle wat voor die troon was, gaan hom dien dag en nag. Nou wil ek julle 'n ander skrifgie lees. Net 'n bietjie aan. Dis Openbaring 22 vers 5. Die volgende hoofstuk. Hy sê, en nag sal daar nie wees nie. Maar dit is nadat hy die bruid verduidelik het. Dis nadat hy die nuwe Jerusalem verduidelik het. Nadat hy gesê die troon van God gaan die nuwe Jerusalem wees. Die troon van God gaan in die bruid wees. Oh my goodness. Hy sê, en nag sal daar nie meer wees nie. En hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid regeer. Die bruid gaan as konings regeer, want jy gaan die bruid van die lam wees. En God en Jesus Christus en die Heilige Gees is een. Halleluja, is dit nie wonderlik nie? Oh my goodness, is great stuff hierdie. Dit maak my excited man, ek wil sommer iets doen. Maar die Here seën vir julle tot volgende keer.